If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and, which is more, you'll be a man, my son. Kom ons lees saam uit Lukas 22 uit. Daar het 'n onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Toe sê Jesus vir hulle: Moenie soos baie mense in magsposisies maak nie. Hulle hou daarvan om oor ander baas te speel. Hulle wil gedurig met groot respek behandel word omdat hulle so belangrik is. Maar julle moenie soos hulle wees nie. As julle regtig belangrik wil wees, dan moet julle die minste wees. Die van julle wat die meeste respek verdien, moet van nou af die heel geringste wees. Behandel ander mense met groot respek. Maak nie saak wie julle is nie. Elkeen van julle wat 'n baie belangrike posisie wil beklee, moet nou dadelik julle moue oprol en begin om ander gelowiges te dien. Sê my, wie is die belangrikste persoon by 'n feesmaal? Die eregaste of die kelners wat hulle bedien? Ja, natuurlik, die eregaste. Maar kyk net wat ek kom doen het. Ek, wat die heel belangrikste van almal is, het my koningsklere uitgetrek. Ek dien julle almal. Ek het die belangrikste plekke aan julle afgestaan. Julle wat my volgelinge is so kosbaar vir my. Tot sover. Het jy al ooit stemme in jou kop gehoor? Wees eerlik. Wel, ek hoop so. Want as jy let op jou gedagtes, dan sal jy agterkom dat jou gedagtes patrone vorm. Dat jy op sekere maniere begin dink, en dat daardie maniere altyd eindig op dieselfde plek. En dat jy vir jouself iets sê. Vat 'n voorbeeld. Jy's in 'n verhouding wat baie spanning veroorsaak. Die uiteinde van al jou denke en redenasies kom daarop neer dat ek nie verhoudings kan laat maak werk nie. Jy kan tot konklusies kom dat ek nêrens lekker inpas nie. Dat eintlik almal om my beter sal afwees sonder my. Jy kan na die ander kant toe gaan. Ek werk saam met 'n klomp swape. Wat's fout met hulle? Kan niemand sien en verstaan wat regtig die probleem is nie? Hoekom is ek die enigste een? Ek is 'n reënmaker. Alles waarna ek vat, verander in goud. Ons almal het stemme wat met ons praat. Henry Nouwen sê, daar's 2 stemme wat hy agtergekom het in sy lewe baie sterk is. Die een is, alles hang van my af. Ek moet suksesvol wees. Om dit te bereik, moet ek baie interessant wees. Dis baie belangrik wat ander mense van my dink. Hy het 'n ander stem wat vir hom sê, volg my, Henry. Vertrou my. Vind jou ware self in my. Die belangrikste ding in die lewe is wat ek van jou dink. En hy sê hierdie 2 stemme bots met mekaar. En dit bring mee dat hy dikwels met gemengde motiewe lewe. Want hy probeer al 2 stemme op antwoord. Hy gebruik byvoorbeeld die voorbeeld van die feit dat hy sielkundig gaan swat het. Hy was 'n predikant gewees. Maar net om uit te staan, toe hy baie eerlik moet wees met homself. Kyk, hy het vir homself gesê en vir ander mense gesê, ek sal mense baie beter kan help as ek nie net pastoraal nie, maar ook sielkundig te werk kan gaan in my hulpverleningsproses. Dis wat en hy voel
regtig so, hy wil die beste hulp lewer, maar daar's 'n ander stem wat vir hom sê, jy moet uitstaan, jy moet anders wees, en as jy 'n sielkundige ook is, sal mense heeltemal anders na jou kyk. Hy vind daai spanning as hy gaan bedien, hy wil 'n woord van die Here vir mense bring, hy wil mense net help, dan hoor hy wie daar gaan wees, en dan dink hy, ek sal bietjie meer gesofistikeerd moet omgaan met hierdie saak, want net nou dink hulle, ek is te eenvoudig. Ek wil iets doen om hulle ook te beïndruk. Dit lyk of die disippels met dieselfde spanning geleef het. Hulle kom by mekaar en hulle stry onder mekaar. Wie die belangrikste onder hulle is. En veral wie die belangrikste beskou moet word. En dit lyk asof daai tipe stryery tot vandag toe baie sterk is. Ek het net onlangs die onderhoud tussen Zelensky en Trump gesien, en Trump se refleksie op die onderhoud was, wie dink hierdie man is hy? Ek is die grootste leier in die wêreld, die belangrikste leier in die wêreld. Hier kom hy, en hy ag my nie. Kyk hoe praat hy met my. Kyk na sy kleredrag. Hy kon ten minste 60.000 rand pak aangetrek het, maar kyk wat trek hy aan. Dis asof die menslike natuur nie veel verander het nie. En ek wonder die disippels, wat was die stryery onder hulle? Ek dink miskien kon Nathanael gesê het, ek is die oudste. In die destydse kultuur was daar baie respek vir jou ouderdom gewees. Petrus sou gesê het, maar het jy nie gehoor nie? Hy het gesê, ek gaan nie leier wees. Op my gaan die nuwe kerk gebou word. Ek dink Judas sou gesê het, maar wie doen die geldsake? Wie is die tesourier? Hy vertrou my met die geld, en dis die belangrikste ding van hierdie bediening, is die geld. Ek dink ek is die een wat nou moet oorneem. Johannes sou dalk gesê het, wel julle ken my verhouding met Jesus. Ons is baie na my. Wie het teen sy bors gelê? Daar die baie intieme plek waar jy baie min mense sal toelaat. Hy sê ek is daai een. Hy deel soveel goed met my wat hy nie met julle deel nie. Hy het my voorberei. Jakobus sou gesê het, dis my bloedbroer, dis 'n familiebesigheid hierdie. Hoe dink julle gaan dit werk? Almal het iets wat hulle dink maak hulle belangrik. Weet jy wat dit is wat jy het? Wat jy dink jou laat uitstaan en jou belangrik maak. En die disippels wil vir Jesus lewe. Hulle wil sy koninkryk bou. Maar hulle is ook baie daarop ingestel om 'n posisie te hê van aansien. Die twee stemme in ons lewe. Het jy dit al gehoor? Nou Christus begin hulle dadelik te leer uit dit wat gebeur. En dit is baie belangrik om op te let dat dit gebeur in die laaste 7 dae van sy lewe. Laaste woorde is seker die belangrikste goed waaroor jy praat. En laat dit nou belangrik is vir Jesus. Ek het al dikwels by mense gestaan wat hulle laaste woorde spreek, teenoor hulle geliefdes en 'n paar keer teenoor my. En dis oplettend waarheen mense gaan. Jy gaan na jou diepste wese toe. Dit wat saak maak regtig in die lewe. En laat dit nou so belangrik is vir Jesus, dat hy nou tyd wil spandeer oor dit wat hulle nou besig is om te doen. En hy vra hulle om te reflekteer. En hy wil hulle bewus maak van, kyk wat doen julle nou? Hoekom doen julle dit? Kan julle agterkom wat is die effek daarvan op julle lewe? Kom ek wys julle 'n ander manier van lewe. So kom ons kyk na dit. 3 uitnodigings. Kyk na jouself. Hulle wil hulle self as belangrik beskou. Daar's 'n diep begeerte in hulle om belangrik te wil wees. Jesus gaan glad nie teen hierdie begeerte nie. Hy sê vir hulle, as julle wil belangrik wees. Hy sê nie vir hulle, julle mag nie wil belangrik wees nie. Dis meer oor wat hulle doen daarmee. Dis diep binne in ons almal. Ek wil gesien word. Ek wil herken word. Ek wil weet, ek maak saak en my lewe maak saak. Ek wil weet dat ek waarde het.
Wat ons eintlik sê, ek wil liefde hê. Want is dit nie wat liefde is nie? En ons het daardie bewussyn in ons, wees net bewus daarvan, dat voordat jy nog kan dink, voordat jy 'n taal het, wat ervaring kan struktureer, wat jou woorde gee om 'n belewenis te kan beskryf, voordat jy kan verstaan, het jy 'n bewussyn. En dis binne in jou bewussyn gesetel. Ek wil belangrik wees. En dan begin die lewe jou te leer dat jy dit moet kry. En dit is waar die groot, belangrike skuif plaasvind. Wat doen jy met hierdie begeerte? Jy word geleer, jy moet iets doen. En jy het by jou ouers geleer. Kyk, al sê hulle vir jou, seun, jy is baie belangrik vir ons, en ons is verskriklik lief vir jou. En dit maak nie saak of jy matriek deurkom, en of jy nie matriek deurkom nie. Ons bly lief vir jou. Dit sê hulle, dis die waarheid. Maar jy voel nie so nie. Want jou ouers tree heeltemal anders op teenoor jou, as jy goed doen. Hulle sê vir jou, mooi so, hulle prys jou. En as jy nie, dan sê hulle, jong, miskien kon jy 'n bietjie harder geleer het, né? Jy het dalk nie jou beste gedoen nie. Jy weet, of daar's 'n rede. Daar's 'n druk op jou om goed te doen, dat jou ouers van jou hou, en dat hulle dink jy's wonderlik, en dat jy baie waarde het, dat jy so voel. Dit help nie, jy weet dit nie. En dis presies dieselfde druk wat jy in die kultuur sal ervaar. As jy 'n looker is, as jy goed lyk, mooi is, as jy goed reg kry en jy presteer, en as jy goed het, dan verander dit alles. Van wie jy is, van hoe mense na jou kyk, van hoe hulle jou behandel. So is jy bewus van hierdie dinamika wat besig is om in jou lewe te werk. Dat dit 'n groot motivering is in jou lewe. Dat jy dinge probeer doen vir die denke van ander mense. Jesus het so baie daaroor gepraat. Hy het verwys na mense wat aanspraak maak op hulle titels. Mense wat aanspraak maak op hulle kleredrag en hulle klere wat hulle aantrek. Die plekke wat hulle besoek. Die mense met wie hulle omgaan. Name dropping. Ander moet weet as ek iets goeds doen. Ek onthou een keer, saam met 'n geestelike begeleier, het ek iets gedoen, en iets wonderliks het gebeur, ver bo wat ek gedink het kon gebeur. En hy was die eerste persoon met wie ek het gedeel het. En ek was so opgewonde, en ek sê, ek kan nie wag om by die huis te kom, om vir almal te vertel nie. En hy sê, hoekom wil jy? Ek sê wel, dit is net, is 'n getuienis. En almal deel in my blydskap. Hy sê, dit is so, maar kan ek jou nou uitnooi na iets anders toe? Hou dit 'n geheim, en sê dit vir niemand nie. Dit het nie vir my sin gemaak nie. Hy het my gevat in ou, antieke tradisies, gewoontes, soos byvoorbeeld om te gaan bedel vir jou kos, wat te doen het met die ekkigheid, en werk op jou ekkigheid, en hoe heilsaam dit vir jou kan wees, om het so geheim te kan leef. Om die eerlike waarheid te sê, dit was baie moeilik vir my. En op 'n tyd het ek gewonder, kan ek nie dalk iets doen om dit te laat uitlek nie? Ek kan nie self vertel nie. Die behoefte is so groot en sterk. Aan die ander kant gaan dit nie net oor goeie goed nie, maar dit gaan ook oor sondes, swakhede, mislukkings, wat ek doodstil hou en met niemand deel nie. Hoekom? Alles om my beeld te poets. En ons kry selfs mense wie se werk dit is, om jou beeld te poets. En die vraag is, hoe werk dit vir jou? Vir die disippels, het hulle gedompel in 'n magstryd. Daar's onmin onder hulle. Dit is een van die groot goed wat na uitbranding toe lei. Dit vat geweldig energie uit jou lewe uit. En dit bring jou niks in die sak nie. En hier is die groot ding. Ons weet dit nie. Ons weet dit nie. Hoe ouer ek word, hoe meer raak ek bewus
van hoe sterk hierdie begeerte in my is, en hoeveel goed ek al in my lewe gedoen het. Wat ek gesê het is vir ander redes, maar het eintlik gegaan oor een ding. Wat sal die mense sê en dink as ek dit doen? So ons kan vra vir die genade, dat die Here ons sal wys, soos Jesus sy disippels gewys het. Die psalmis bid en dan sê hy, wys vir my, of daar in my 'n weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Psalm 139:24, tweede uitnodiging, kyk na Jesus. Jesus sê, maar kyk net wat ek kom doen het. Nou is baie interessant. Hy doen dit, in Johannes se vertelling hiervan is bietjie anders van hierdie verhaal. Johannes sê dit het gebeur net voordat Jesus die voete van die disippels gewas het. En hy sê, voor Jesus dit doen, Johannes 13 vers 3, toe vat hy die slawedoek. Die slawedoek was die doek wat daar by die ingang van die huis was, wat deur die slaaf gewoonlik, of as daar nie 'n slaaf was nie, die een wat die minste is, geneem word om die voete van die disippels of van almal te was wat gaan eet. Maar was nie so belangrik, hande nie, voete was, want as jy in 40 grade Celsius rondloop, in leersandale, en jy gaan eet en die ander ou se voete lê hier so by jou bordkos, verkies jy skoon voete, en nie skoon hande nie. En hier kom hulle nou stry hulle wie is die belangrikste, so niemand kan die doek vat nie, want die een wat die doek vat, sê, count me out, ek is die laagste, so ek gaan niks wees in hierdie nuwe koninkryk nie. Nou staan almal, hier kom Jesus, en nou sê Johannes, omdat hy weet wie hy is. Hy weet waar hy vandaan kom, en hy weet waar hy gaan. Neem hy die doek. Hy weet wie hy is. Wat hy doen, maak hom nie belangrik nie. Dit is so 'n groot ding, hierdie oomblik. Jou werk gee nie jou waarde nie. Niemand kan vir jou waarde gee nie. Hy weet wie hy is. Hy het 'n stem gehoor wat vir hom sê, jy's my geliefde kind. Hy kry dit by die Vader. Hy gee waarde aan sy werk. Sy werk gee nie waarde aan hom nie. In Johannes 5 sê hy, ek neem glad nie die eer van mense aan nie. So, wat hy daardeur sê is, die prys en die dink van mense tel nie eintlik by my nie. Dis nie waarop ek my selfbeeld bou nie. Dis nie waar ek my waarde kry nie. In vers 44 sê hy 'n geweldige ding. Hy sê, hoe kan julle sê julle glo, maar julle lewe vir die goedkeuring wat julle vir mekaar gee? En julle soek nie die goedkeuring, die eer wat van die Vader afkom nie. Dis waar ons dit kry. Dis iets wat jy eintlik klaar ontvang het. Jy weet, vandag word daar baie gemaak van selfbeeld, selfwaarde, identiteit, en hierdie goeds verweef van mekaar, maar dit kom neer op een groot tema, jy moet dit kry. Kyk, skep jou waarde, jou selfbeeld, kry 'n goeie selfbeeld. Jesus se boodskap is, dis gegee, die probleem kom daarin, as jy dit wil kry. As jy dit kry, is dit iets wat jy skep in jou gedagtes. En dan leef jy met 'n konstrukt, nie met die realiteit van wie jy is nie, met die idee van wie jy is. Dis nie reëel nie. Jy het dit klaar ontvang. Ek onthou, jare terug loop ek in 'n galery in klomp skilderye. En ek is so verbaas oor die pryse. Daar's een van 500.000 rand. En daar's net een onder 10.000 rand. 2.000 rand. En ek hou toe die meeste van daai skildery. En ek kan nie glo, dis al wat hy kos. En ek koop hom toe. En ek gaan na die 500.000 rand skildery toe, en ek kyk, is omtrent dieselfde hoeveelheid verf, maar ek kan nie glo dat iemand hierdie ding sal koop nie. En ek vra vir die persoon daar, wat in beheer is, en verduidelik vir my, nee, weet jy, hierdie skildery gemaak? Kyk daar, kyk die handtekening. Ek sê, so dis waaroor dit gaan. Ek sê, ja, dit is 'n belegging, en dit raak vir my, trek so analogie na ons toe. Ons is fisies nie baie werd nie.
Weet jy, stikstof, koolstof, alles vat, weet ek nie vir ons R200 sal haal nie. Maar dis nie waar ons waarde lê nie. Ons waarde lê in die feit dat hy ons gemaak het. En dat sy handtekening op ons is. Ons is na sy beeld geskape. Dis iets wat ons het. Ons soek iets wat ons het. En hoe realiseer dit? Want dis iets wat weer eens, dit gaan nie vir jou iets beteken as jy dit, okay, jy is verkeerd, hou op soek, jy moet dit weet. Nou sê ek dit net oor en oor vir myself, hoe kan dit 'n realiteit word in my lewe? Jesus sê, bly in my liefde, bly in my woord. As ons kan leer wat dit beteken om te bly, to abide, om saam met hom te wees, dan kom die besef, dan ontwikkel jy die bewussyn van wie jy is, en van wat jou waarde is, en waar jou liefde lê. Laaste ding is, kyk na ander. Hy sê, behandel ander mense met groot respek, begin hulle dien. Henry Nouwen het gesê, het hom omtrent 2 jaar gevat, toe hy die kapelaan word van 'n fisiese en verstandelik gestremde plek, om iemand te raak te sien as 'n mens, verby sy gebrek, die waarde in daardie persoon te kan ontdek. En om net na mense te kan kyk, almal te kan kyk en te kan sien wie hulle is, en dan just meeting the needs with loving deeds, om weg te draai van jouself af en te gee, te dien. Hier is 'n groot gevaar, dat dit 'n nuwe manier kan word waarop ons waarde vind. Nou kry ons dit weer in goeie dinge. Dis waar die groot sonde van ydelheid vandaan kom. Dit is wat, in die begin was daar net 7 aardsondes gewees. Later is een bygevoeg, ydelheid. En dit beteken eintlik dat jy 'n baie goeie deug gebruik kan vat en dit omdraai en dit gebruik vir jouself. C.S. Lewis sê, die duiwel sou help om ontslae te raak van verkoue sodat hy jou kanker kan gee. En kanker is ydelheid. Dis iets geesteliks. Dis hoogmoed. Dis om nou te dink, nou verdien ek my goedheid deur goeie dinge te doen vir God. Jesus sê, as jy met so motief leef, dan het jy klaar jou loon ontvang. Al wat jy gaan kry, is die kortstondige, is dit nie 'n wonderlike mens van ander mense nie, en is verby. So, Socrates het gesê, the unexamined life is not worth living. Ons word uitgenooi deur Jesus, om te reflekteer op ons lewe. Wat doen ek? En veral miskien daai plekke waar groot spanning nou in jou lewe is. Wat doen ek? Hoekom doen ek dit? Word ek uitgenooi om sy liefde te leef en te bly? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vandag dat ons so kan saam wees en hierdie lydenstyd begin deur net te kyk na daai groot woorde wat U gespreek het in hierdie laaste tyd van die lewe, en die vrae wat U gevra het. Help ons, maak ons oë oop om te kan sien. Geef ons die vryheid van alle mense, soos U geleef het. En help ons om saam met U te leef en te besef, agter te kom, te beleef. Ons is U kinders. Ons is geliefd. Dis die grootste geskenk in die lewe. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jou. Amen.